Vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons aan die begin van 'n nuwe week kan saam wees, so rondom sy wonderlike woord. Ons eer die Here vir 'n goeie nag se rus. Ons is dankbaar dat die Here vir ons veilig en gesond opgewek het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook ryklik sal seën so rondom sy woord. Ek wil u groet met die pragtige woorde van Gesang 8. Daar staan: loof heel die skepping, loof die Heer, verhef u stem om hom te eer. Kom en prys hom, halleluja, die aarde op sy vaste baan, die wolke en die silwermaan, kom en loof hom, kom en prys hom, halleluja, halleluja, halleluja. Pragtige lied wat eer en lof bring aan hierdie skepper God, die een wat die aarde in die holte van sy hand hou, wat alles in stand hou volgens die krag van sy woord, en die een wat vir ons gesê, kyk, ek maak alles nuut, sê die Here. Ons sien uit na daardie groot en deurligte dag, wanneer ons die Here in sy heerlikheid sal sien, om hom sonder enige beperkings, sonder enige sonde, te verhoog en te verheerlik en te loof en te prys tot in alle ewigheid. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie boodskappe vanuit die boek Spreuke. Ons val weg vanmôre by Spreuke 29 vers 15. Nou, u gaan sien, vers 15 en 17 gaan ons saam hanteer. Dis basies een en dieselfde gedagte, en dan gaan ons vers 16 en vers 18 dan hanteer. Nou, vers 15 sê: die roede en die bestraffing gee wysheid, maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Vers 17 sê: tugtig jou seun, dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf. Nou vriende, hierdie twee verse hoort by mekaar. Dit is beginsels wat Salomo dwars deur die boek Spreuke vir ons gee, en dit is dat ons seun moet tugtig. Dit sluit ook jou dogter of jou kind oor die algemeen in. Hierdie waarhede is baie duidelik in die boek Spreuke te vind. En daarom moet ons ook vanmôre kyk na wat die Here vir ons wil kom leer. Een van die vertalings wat ek nageslaan het, sê die volgende: 'n pak sla en 'n teregwysing bring wysheid. 'n kind wat sonder dissipline groot word, steek sy moeder in die skande. Vers 17: gee jou seun 'n goeie opvoeding, en jy sal gerus wees oor hom. Hy sal jou baie vreugde verskaf. Nou vir ons kry baie ouers wat huil oor hulle kinders. Hulle huil oor boetie wat heeltemal 'n rebel geword het, en sussie wat niks met hulle te doen wil hê nie, en wat in sonde verval, wat sommer saam met 'n seun gaan intrek het en saam met 'n seun bly, of boetie wat saam met 'n meisiekind ingetrek het en saam haar bly, miskien verval het in dwelms of drank of seksuele losbandigheid. En dan vra hulle baie vrae, en as 'n mens teruggaan na die oorsprong, jy gaan terug na die opvoeding, dan kom jy agter dat dikwels, nie altyd nie, maar dikwels het vader en moeder die kind oorgelaat aan homself. Vriende, ek slaan my hande saam as ek vandag sien hoe paas en maas vir kinders van 2 en 3 jaar oud vra: boetie, wat wil jy doen? Waarheen wil jy gaan? Waar dink jy moet ons op vakansie gaan? Dink jy ons moet hierdie huis koop? Wat se kos wil jy vandag eet? Dan dink ek by myself, verstaan ouers nie wat God se opdrag aan hulle is nie? Verstaan hulle nie dat hulle die een is wat hierdie kind moet opvoed nie? En dan kry jy die kind wat 'n tantrum gooi omdat hy nie sy sin kry nie, en pa en ma kloek om hierdie kind en probeer hom tog kalmeer en probeer hom met allerhande beloftes en geskenke omkoop wat hy hom tog net moet gedra, terwyl hulle hom daar moet vat en vir hom 'n goeie dragslaag gee en vir hom leer daar is sekere straf wat kom by sekere optrede. Nou vriende, dit is 'n Bybelse beginsel, en God wat ons geskaap het, hy weet die beste, hy weet hoe ons werk, en ek sê dikwels vir mense dat tussen 'n kind se oor en sy boude is daar 'n ou pypie wat verstop raak met allerhande sonde en ongeregtighede en boosheid. En dis net hitte wat hierdie was laat smelt tussen hierdie twee pype. En ek het gesien in die jare wat ek my kinders grootgemaak het, 'n goeie dragslaap binne die liefdesraamwerk van God se woord bring soveel vreugde in 'n huis. En ag vriende, mens slaan nooit 'n kind. Jy tugtig nooit 'n kind buite die orde van God se woord. Jy slaan hom nie as jy kwaad is nie. Jy slaan hom nie met een of ander voorwerp dat hy hom skade aandoen nie. Maar wat jy doen is jy sorg dat die tugtiging wat jy hom gee op die sitvlak wat die Here hom gegee het, dat dit binne die perke van die woord is, en hy verstaan dat jy dit doen in opdrag van die Here, omdat jy die Here liefhet, omdat jy hom liefhet en ook korreksie wil bring. Nou sê die Bybel vir ons baie duidelik. Die Bybel sê baie duidelik: die roede en die bestraffing gee wysheid. Jy hoef nie altyd jou kind te tugtig, fisies te tugtig nie. Jy kan soms met hom praat, jy kan sekere voordele van hom weerhou en dit vir hom 'n sekere les laat leer. Maar die Bybel sê, daar moet 'n mate van dissipline wees. En die Bybel sê dit bring wysheid. Dit gaan die kind leer dat sonde het gevolge, en die sondig se gevolge is dikwels hartseer gevolge. Dit het pyn, dit het sekere dinge wat dit van my weerhou wat ek graag wil hê. Maar die Bybel sê, 'n seun wat homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Vriende, hoeveel skandelike verhale hoor ons van kinders wat aan hulle self oorgelaat is.
Vers 17 sê basies een en dieselfde ding. As jou seun tugtig, sal hy vir jou rus gee. Dit verwys na die toekoms. Dit verwys na dit wat voor lê. Die Bybel sê vir ons, hy sal vir jou siel vreugde verskaf. Luister, as jy faal, wanneer die kind 3 en 4 jaar oud is, gaan jy die bittere vrugte pluk wanneer hy 16 en 18 en 20 jaar oud is. Jy hoor dikwels onder ouerige mans dat hulle sê, en ek het dit onlangs vir mense gesê, my pa moes my meer gevoeder het. Want my ore vinniger oopgegaan en ek meer geluister het. En daarom moet paas en maas ooreenstemmig wees met hierdie saak. Hulle moet ooreenkom oor hierdie saak en hulle moet sien dat dit 'n God verheerlikende opdrag is om jou kind volgens die tug, die vrees en vermaaning van die Here groot te maak, met die liefde van die Here, binne die raamwerk wat God ons stel. En ek het nog nooit 'n kind gesien wat binne die raamwerk van God se woord getugtig word deur ouers wat hom liefhet, wat een of ander groot boei daaroor opskop nie. Want hulle besef, en soos ek het my eie huis beleef het, toe ek een van my seuns 'n goeie dragslag gegee het oor 'n ding wat hy gedoen het, het hy na die tyd na sy ma toe gegaan en vir sy ma gesê, ma, ek het dit baie nodig gehad. Jy sien, ons kinders weet en hulle verstaan ook, want die Here het dit in hulle harte, in hulle gewete ingeprent. As daar oortreding is daar gevolge en die gevolge het dikwels pyn wat daarmee gepaard gaan. Daarom vra ek jou, kom ons voed ons kinders op, want hulle moet môre die landsleiers wees. Hulle moet môre die mans en vrouens wees wat huisgesinne het en wat dan ook hierdie samelewing ordelik moet kan bestuur. En daarom pleit ek by jou dat jy volgens die raamwerk van God se woord sal wandel en ook hierdie saak ten uitvoer sal bring om God in alles te verheerlik. Vers 16. As die goddelose vermeerder die oortreding, maar die regverdiges aanskou met welgeval hulle ondergang. Nou vriende, hierdie is basies een en dieselfde as dit wat ons hanteer het in vers 12 en dan ook vers 28 van Spreuke hoofstuk 28. So ek kan net vir u gou weer lees, daar staan as die regverdige juig, is die heerlikheid groot, maar as die goddelose opkom, moet die mense gesoek word. En vers 28, as die goddelose opkom, verberg die mens homself, maar as hulle omkom, word die regverdiges baie. Nou, ek gaan nie veel daaroor sê nie, ek het al reeds baie daaroor gepraat, dit gaan oor die regverdige en goddelose regering. En hoor, 'n goddelose regering, 'n land in die grond in bestuur, terwyl 'n regverdige regering, 'n regering wat God vrees, die land opbou en die mense is lief vir hulle. Daarom moet ons eerbaar wees en ook bid dat ons leiers eerbaar sal wees. Vers 18 is die laaste vers vir vanmôre. As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos, maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. Dat een van die vertalings wat ek nageslaan het sê, waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilderde volk. Dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou. Vriende, hierdie vers is van kardinale belang, ook vir my en vir jou vandag. Waarom sê ek so? U sien, wanneer die waarheid van God se woord oopgemaak word, dan verstaan 'n volk wat God se opdrag is, hoe hulle moet lewe, hoe hulle moet optree, en ons sien wat God se wil is. En sy wil is ons heiligmaking, sy wil is dat ons gered sal word, sy wil is dat ons mekaar sal lief hê, sy wil is dat ons mekaar sal vergewe, mekaar sal opbou in die allerheiligste geloof. En vriende, hierdie gedagte van as daar geen openbaring is nie, het niks te doen met hierdie nuwe predikers en hierdie apostels en profete wat vir ons sê God het vir my 'n visioen of 'n droom of openbaring gegee nie. Dit het niks daarmee uit te waai nie. Dit gaan eenvoudig, die verklaring is hierso. Hy wat die wet onderhou is gelukkig. God het klaar sy hart aan ons openbaar. Dis in die blaaie van die Bybel. Daarom lees die Bybel, bestudeer die Bybel. Daardeur word God se wil aan ons openbaar en kan ons ook lewe in hierdie krom en verdraaide geslag om God te verheerlik. Een van die verse wat my in die hart gryp, wat dikwels verkeerd en buite konteks aangehaal word, is Jesaja 30 vers 20 en 21. Daar staan: Die Here gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraar sal nie langer verberg nie. Maar jou oë sal jou leraar sien en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Ek sê dikwels vir mense, die groot rede waarom Suid-Afrika sit waar hy sit, die ondergang van Suid-Afrika, vriende, en die hartseer toestand is direk gekoppel aan die valsheid van kansels wat in ons land besoedel is deur predikers wat die Here nie ken nie. Luister, die jare toe die kansels nog gevul was deur manne wat God liefgehad het, God se woord liefgehad het, wat Sondag gepreek het en gesê het, so sê die Here, wat God se wil geopenbaar het vanuit sy woord, wat die woord verklaar het, en wat hierdie gedeelte sê, jy sal die leraars hoor, en 'n woord agter jou hoor, die boodskappers hoor wat sê, so sê die Here. Die Bybel sê, dan sal jy nie regs of links afwyk nie. Wat het gebeur? Die kweekskool is besoedel met bose goddelose lektore en
sogenaamde leraars wat ander mense wil oplei, blindes wat blindes lei. Daarom sien jy dat die kansels besoedel is en die volk kan nie meer hoor wat sê God vanuit sy woord nie. Daarom is die direkte gevolg van ons land se ondergang nie noodwendig ons regering wat godloos en boos is nie, maar ons leraars wat God nie meer ken nie en hulle kan die volk nie meer begelei volgens die waarheid van God se woord nie. God se wil is openbaar in sy woord, daarom moet ons as leraars die woord verkondig, ons moet die woord verklaar en mense moet hoor wat sê die Here aan die gemeente. En daarom is my gebed ook, dat u nie God se wil op snaakse maniere sal soek en God se wil sal soek op plekke en by mense wat leenagtig is nie, maar dat jy die Bybel sal oopmaak en sal lees en sal hoor wat die wil van God ook vir jou lewe en vir my lewe is. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, 'n volk raak bandeloos wanneer God se woord nie meer verklaar word nie. Maar hy wat God se woord hoor en sy wet onderhou, gelukkig is hy. Hy sal met wysheid kan lewe en met goeie gevolg kan handel. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons die belangrikheid van sy woord sal sien, die bestudering van sy woord sal gehoorsaam, en dan ook die waarhede daaruit sal toepas om hom te verheerlik. Vriende, groete vir u, seën en mooi dag verder. Tada.